Goeiemôre almal. Ja, ons het 'n bietjie ekstreme weeromstandighede en daarom gaan ons vanmôre die diens sommer so via die internet doen en ons is dankbaar daarvoor. Dankie ook vir almal wat gehelp het om hierdie ding moontlik te maak. Ek wil baie graag vandag so 'n bietjie voortgaan oor die tema van Christus se opstanding. Ons het laasweek gekyk dat hy waarlik opgestaan het en dat dit ons geloof en ons alles sou nutteloos gewees het as hy nie werklik fisies opgestaan het. Vandag wil ek 'n bietjie verder gaan en kyk na van die verskynings van Jesus aan sekere mense en groepe en ook wat dit vir ons beteken. So kom ons vra net eers die Here se seën voordat ons aangaan. Hemelse God en Vader, baie dankie dat ons vanmôre ook op hierdie manier net opnuut na U toe kan kom en dat ons ook ons diepe afhanklikheid aan U kan kom erken en bely. Here, ek wil so bid dat U vanmôre hierdie diens in U hande sal neem, dat U met ons sal spreek. Here, dat U Heilige Gees ons sal lei. En Here, dankie dat ons so saam kan wees en dankie dat ons dit doen alles net om U te verheerlik, want ons het geen ander doel in ons lewens nie. Dankie daarvoor, Here, wees dan nou met ons en lei en dra vir ons deur U Gees in Jesus naam. Amen. Ek wil baie graag uit 3 gedeeltes lees, want ek wil vir u so 'n bietjie 'n oorsig gee oor van hierdie verskynings. In die eerste gedeelte wat ek graag wil lees is uit Markus 16, daarvan af vers 9 tot 11. En nadat hy, dit is Jesus, opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duiwels uitgedryf het. Sy het gegaan en dit vertel aan die wat saam met hom gewees het, terwyl hulle treur en ween. En toe hulle hoor dat hy lewe en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie. En dan wil ek graag oorgaan, as u vir my 'n kansie gee, dat ek ook net my skrifgedeelte hier kry, dit is so belangrik, Lukas 24 en daarvan af vers 28 tot 35. Lukas 24 vanaf vers 28 tot en met vers 35. En dis die gedeelte rondom die Emmausgangers. Ons gaan nie die hele gedeelte lees nie, maar ek wil tog vir u die belangrikste deel hier uitlig. Daarop kom hulle naby die dorp waarheen hulle op reis was. Dit is natuurlik Emmaus. En Jesus het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal, en hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat, en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Toe staan hulle op dieselfde uur op en gaan na Jerusalem toe. Verskoon tog. En vind die 11 en die wat saam met hulle was daar by mekaar, wat sê die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. En in die laaste plek wil ek baie graag lees uit Johannes 20 en daarvan af vers 26 tot 29, Johannes 20, vanaf vers 26 tot 29. En dit is die verskyning aan Thomas, Johannes 20, vanaf vers 26. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne, en Thomas was saam met hulle, en Jesus het gekom, terwyl die deure gesluit was, en hy het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here
en my God. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. En dit is, ons gaan net tot daar lees, uit hierdie 3 skrifgedeeltes. Soos jy weet, ek gebruik mos maar altyd 'n bietjie van 'n inleiding, en hulle vertel of daar is die geskiedenis dat in die Italiaanse Alpe, het iemand met baie lank gelede soort van 'n Via Dolorosa, soort van die pad van die weg wat in Jerusalem geloop is, daar uitgebeeld teen die berg op. En baie mense kom van tyd tot tyd om dan nou hierdie pad te loop, en veral rondom die Paasnaweek volg hulle dan hierdie pad so teen hierdie berg in die Alpe op. Pas baie hoog en is 'n redelike vermoeiende tog. En dan volg hulle alles tot nou by die kruis. En dit het hulle vir baie lank gedoen. En eendag, toe hulle by die kruis kom, het iemand daar gaan sit en half moeg rondgekyk en gesien, maar hier tussen al hierdie bosse is daar 'n ekstra paadjie wat lyk of hy toegegroei is oor baie jare. En die persoon het met groot moeite die bosse uit die weg geruim en deurgebreek, en toe hulle 'n hele end verder kom, toe is daar 'n pragtige uitbeelding van 'n leë graf in 'n grot daar. En wat die persoon te sê is dat vir jare en jare het mense met hierdie pad opgeloop, maar hulle het net tot by die kruis gekom en nie tot by die oop graf nie. En dit is die gevaar ook. Weet jy dat baie keer met die Christusfees, met Kersfees, kan ons so gefokus wees op die krib, en dat ons baie keer die kruis vergeet, want die krib was daar juis sodat Christus hier na toe aarde gekom het, sodat hy aan die kruis kon sterf. En baie keer kan ons ook by die kruis vashak, en die kruis is vir ons so 'n belangrike simbool, maar ons mag ook nie daar net bly stil staan nie, want ons moet verder kyk na die leë graf, want dit maak die hele geskiedenis, die hele wonderlike werking van God se genade vir ons volmaak. Nou kom ons kyk 'n bietjie na 'n paar van hierdie verskyninge van Jesus aan verskillende mense. In die eerste plek het ek vir u gelees van Maria Magdalena, en ek wil met u vandag deel oor hierdie 3 hoofgedagtes. U weet, ek hou van my 3 hoofgedagtes. Die eerste een is Christus se verskyning aan die toegewyde ene. Dit is Maria Magdalena. Aan die tweede plek, Jesus se verskyning aan die wat hom ingenooi het. Dit is die Emmausgangers. En in die derde plek, Christus se verskyning aan die een wat getwyfel het. En dit is Thomas. So kom ons kyk na hierdie 3 gedagtes en wat dit ook vir ons sê vandag. Ons sien in die eerste plek Maria Magdalena. Ons het in die gedeelte wat ons gelees het, gesien dat Christus het 7 demone uit haar uitgedryf. En daarna het sy hom gevolg. Sy was ongelooflik toegewyd aan Christus. Sy het hom gevolg elke plek waar hy gegaan het, en tot aan die kruis was sy daar gewees. En dan sien ons dat selfs as Christus sterf, het haar toewyding nie weggegaan nie. Baie vroeg, Johannes 20 vers 1, as ons die ooreenstemmende gedeelte kyk, Johannes 20 vers 1 sê dit was nog donker die sondagoggend, toe Maria Magdalena na die graf toe is. En toe sy by die graf kom, toe is die graf reeds leeg, en sy's verward, en die engele wat daar is, sê vir haar, maar hy lewe, hy het opgestaan. En sy draai om, en sy's in die tuin daar, en sy sien iemand daar loop, en sy neem aan dis die tuinier, en sy wil met hom vir hom sê, meneer, maar het jy nie gesien waar hierdie Jesus heen is nie? En Jesus kyk na haar, en hy sê vir haar, Maria. En iets moes in sy stem, iets moes vir haar onmiddellik daai koneksie weer gegee het, en sy roep uit, Rabboni, wat beteken meester. Wow, Here, dis u. En daar's 'n opgewondenheid in haar, want sy besef Jesus lewe, en die beloftes wat hy gemaak het oor sy opstanding is waar. En weet jy,
Christus se verskyning aan haar was fenomenaal en sy is die eerste een om hom te sien. Ek het in een van die kommentare gelees wat so pragtig was. Hulle het gesê, when we seek him, Jesus, diligently and with a commitment, he will reward that with his closeness and appearances in our lives. En dit is die hele gedagte hier, dat Christus in die eerste plek hier aan Maria Magdalena, die toegewyde ene, verskyn het. U weet, ek kan nie genoeg beklemtoon hoe ernstig dit is dat in hierdie tyd waarin ons lewe, ons absolute 100% toewyding moet hê aan die Here nie. Daar's nie meer tyd as kies om kerk te speel nie. Daar's nie meer tyd om maar dinge halfhartig te doen nie. Daar's nie meer tyd in hierdie tyd waarin ons leef om te sê ek sal môre regmaak of ek sal môre dit doen nie. Ons weet nie of môre nog daar gaan wees nie. Daarom hierdie toewyding van 'n Maria Magdalena. Christus het vir haar so baie gedoen. Hy het haar van hierdie demone bevry. Hy het haar 'n nuwe mens gemaak. En uit dankbaarheid het sy hom gevolg met haar hele lewe, met alles in haar. En daarom is sy dan ook die een aan wie Christus daar eerste in die tuin verskyn. Maria Magdalena was natuurlik so opgewonde oor hierdie hele verskyning dat sy net daar alles gelaat het nadat sy met Christus gedeel het en teruggehardloop het en vir die disippels gaan sê het hy leef, hy het opgestaan. En dan sê die Bybel so hartseer daar, maar hulle het haar nie geglo nie. Maar kan nie net weer hoor, as ek dit maar net weer eens mag beklemtoon, dat ons toewyding aan Christus is absoluut van kardinale belang. Dis daardie 110% van my lewe wat ek oorgee aan die Here. Dis daardie toewyding wat ek hom volg, maak nie saak wat of wat dit my kos nie, maar dat ek hom volg 100% toegewyd. Die tweede punt wat ek met u graag wil deel, soos ek vir u gesê het, is Christus se verskyning aan die Emmausgangers. Nou, dit is 'n pragtige gedeelte. En ons kan seker 'n hele preek net daaroor maak, maar ek wil net 'n bietjie na die hoofgedagte hier rondom kyk uit die gedeelte wat ek gelees het. Ons sien dat Jerusalem is ongeveer 11 kilometer van Emmaus af, of Emmaus van Jerusalem af. En as 'n mens nou vat dat as jy redelik vinnig loop, dan kan jy seker so 5, miskien 6 kilometer 'n uur loop. Maar kom ons sê maar 5, maar kom ons sê dit so ongeveer 2 ure te voet. En as 'n ou rustiger loop, miskien nog 'n bietjie langer. En nou is hierdie twee manne op pad Emmaus toe. Hulle het hierdie naweekse krisisse beleef. Hulle het gesien hoe die Jesus op wie hulle vertrou aan daai kruishout sterf. Hulle het gesien hoe haal hulle hom af. Hulle het gesien hoe hy begrawe word en dat hy dood is, want daardie spies in die sy het dit bevestig. En hulle is half hartseer as hulle so stap, en dan skielik stap iemand hier saam met hulle. En dan vra hulle, as hy so half verbaas is, dan vra hulle hom, as jy nie hier in Jerusalem, weet jy nie wat gebeur het nie. En dan begin Christus, om die Bybel sê, om vir hulle die skrifte uit te lê, oor hoekom die Christus moes sterf, oor alles wat gebeur. En nou, uiteraard het dit al begin skemer word, toe hulle naby Emmaus kom. En dan maak Jesus of hy moet aanstap, hy wil aanbeweeg. Maar die Griek sê, die oorspronklike taal sê, they urged him. Hulle het ernstig by hom gepleit, en die vertaling wat ons gelees het, sê hulle het aangedring, sterk aangedring by Jesus, dat hy asseblief nie moet aangaan nie, want dit begin al aand word en dis gevaarlik. Maar hulle het hom ingenooi in hulle huis. Hulle het hom, ongeag die feit dat hulle nou net van Jerusalem afgekom het, en miskien was daar nie eers alles reg in die huis nie, maar het hulle hom ingenooi en gevra om asseblief saam met hulle te kom eet. En dan gebeur die wonderlike, die oomblik as Christus hierdie brood breek, as hy die seëngebed doen, en dan word hulle oë oopgemaak, en hulle moes sekerlik die merke in sy hande gesien het, die merke, en hoe hy daai brood breek,
En dan ewe skielik besef hulle dat dit Christus is. En weet jy, dan sê hulle, was ons harte nie brandend toe hy so met ons gepraat het nie? Want as ons Christus innooi, as ons Christus deel maak van ons lewe, dan word ons harte brandend vir hom. En ek wil dit tog graag so deurtrek, is dat ons moet Christus toelaat in elke faset van ons lewe. En as ons hom innooi, dan gaan ons harte brandend word. Dan gaan ons sy teenwoordigheid ervaar. Dan gaan ons sy hande sien. Dan gaan ons sy teenwoordigheid ervaar. En dit is wat met hierdie twee manne gebeur het. Hulle het hulle huis en hulle harte vir Jesus oopgemaak. En dan breek Christus vir hulle die brood en hulle oë gaan oop. En hulle sien, maar dit is die opgestane heiland. En weet jy, hulle was so aan die brand toe vir die Here. Want jy weet, hulle het juis vir Jesus gesê, kom in, want dit word al aand. En in daardie tyd was dit baie gevaarlik om na son onder op die pad te wees. Want ons het letterlik die struikrowers gekry. En hulle sou dan langs die pad tussen die struike wegkruip. En as enige iemand daar verby loop wat lyk of hy enige besittings by hom het, sal hulle hom dan aanval. Ons sien dit met die barmhartige Samaritaanse gelykenis. Maar hierdie twee manne gee nie om nie, hulle is so vol, hulle harte is so brandend, want hulle het Christus gesien, hulle het sy teenwoordigheid ervaar, hulle los alles en gaan daai 11 kilometer terug Jerusalem toe, om vir die ander ook te gaan sê, hy lewe, hy het opgestaan. Kan u sien wat 'n verskil die opgestane Christus in mense se lewens maak? Daar waar hy aan die toegewyde Maria Magdalena verskyn, daar waar sy haar lewe aan hom so toegewy het, dat hy aan haar verskyn het en vir haar gesê het, Maria, en dan hoor sy daai stem en sy ken daai stem van haar meester, want die Bybel sê ons sal sy stem ken, en sy sê Rabboni, dieselfde met die Emmausgangers, hulle loop vir 2 ure saam met hierdie man op die pad, hulle hoor al hierdie dinge, maar hulle harte is nog toe, en hulle harte was brandend, maar hulle oë is nog toe, en die oomblik as hy die brood breek, en as hulle hom in die huis innooi, en hy die brood breek, dan gaan hulle oë oop, en hulle besef, dat dit is die opgestane Jesus wat daar by hulle sit, en hulle los alles, en hulle gaan terug Jerusalem toe, want hulle harte is nou so aan die brand, vir die Here Jesus, né? Om ook hierdie aan die disippels te gaan vertel. Ek wil graag in die derde plek 'n bietjie kyk na Christus se opstanding aan die een wat getwyfel het, en dis ou Thomas. Die eerste keer toe Christus daar verskyn het aan die disippels, was Thomas nie by nie. En want daar staan ook, en dis wonderlik, Christus het deur die deure was toe, want hulle was gegrendel, hulle was bang vir die Jode. Maar Christus, omdat hy het verheerlikte liggaam gehad het deur die deure beweeg, het tussen hulle kom staan. En dan later, as die disippels dit vir Thomas sê, dan kom Thomas eintlik met 'n radikale ding. Hy sê eintlik 'n erge ding. Hy sê, as ek nie my vinger in sy hande kan, in daai wond kan druk nie, as ek nie my hand in sy sy kan sit nie, gaan ek nie glo nie. Interessant, Thomas, daar staan ook in die Bybel, hy word genoem Didymus. Nou Didymus beteken die tweeling, die een wat twee kante het. Nou een van die skrifverklaarders sê, dit was dalk jy weet, Thomas se probleem. Hy wou die Here aan die een kant doen, maar die ander kant van hom het nog daai sterk twyfel gehad. En dan staan daar 8 dae later, dan verskyn Christus weer eens aan hulle. En as hy daar kom staan, dan sê hy, Thomas, kom, bring jou vinger. Kyk, hier is die wonde in my hande. Dan sê hy, kom, Thomas, bring jou hand. Kyk, hier is die wond in my sy. Ons weet Christus het met 'n verheerlikte liggaam opgestaan, maar dit was asof hierdie merke, amper die letsels van sy kruisiging, was die getuienis van wat hy vir ons gedoen het. En dan skielik sê Thomas, my Here en my God. En dan sê Jesus 'n groot ding, hy sê, Thomas, weet jy,
Jy het gesien en toe het jy geglo. Gelukkig is hy wat nie gesien het nie, maar glo. Kan nie sien hoe die Here ons aanmoedig. Hy het nie gekom en vir Thomas kom sê, "Ai ou Thomas, jy weet jy is nou maar die ongelowige een. Jy is nou maar die een wat net nie kan die waarheid vasvat en glo nie." Nee, hy het dit nie gedoen nie. Hy het juis Thomas se ongeloof tegemoet gekom. En juis verskyn toe hy daar was die tweede keer en gesê, "Kom Thomas, hier is my hand, hier is my sy." Kan nie sien hoe dat Christus ons klein geloof en baie keer selfs ons ongeloof tegemoet kom. Ons sien Petrus as hy daar op die water uitstap in daai storm en hy sê, "Jesus, ek wil ook op hierdie water loop." En Jesus sê vir hom, "Kom." En dan as Jesus sy hand uitsteek en Petrus sien hierdie golwe en hy sien dit wat om hom is en die wind, dan twyfel hy en hy sink en Christus red hom. Kan nie net sien, want weet jy, ek lief die Here met my hele hart. Ek glo hom. Ek glo die woord van God met alles wat in my is. Maar daar kom ook daar baie keer wat daai twyfel of daai klein bietjie ongeloof of klein geloof inkruip. Want dit is die gevaarlikste ding. Hy is soos 'n stukkie roes of iets wat so inwrim en dan wil skade kom doen. En daai twyfel waar die Satan vir Eva gesê het God dit gesê, net daai klein bietjie twyfel, maar die Here kom ons ongeloof tegemoet. Hy ruk vir Petrus uit daai water uit. Hy kom na Thomas toe en hy kom sy ongeloof en sy klein geloof tegemoet en hy sê, "Kom Thomas, bring jou vinger. Kom Thomas, bring jou hand." En hy bemoedig vir Thomas. Kan jy sien dat Christus werklik na ons toe in elke omstandigheid kom. Hy los ons nie alleen nie. Die skrif sê so pragtig, ons dien 'n Here wat 'n empatie, wat 'n verstaan het van ons swakhede en ons tekortkominge. En daarom kom hy en hy kom raak ook so vir Thomas hier aan. En daarom roep hy ons ook vandag tot ware geloof, tot ware toewyding. Hy sê moenie twyfel nie. Moenie dat die vyand, moenie dat jou omstandighede, dit wat nou met jou dalk gebeur of dit wat by jou werk gebeur, vir jou die maatstaf word van wat gebeur in waar Christus nie. Christus kom juis in ons moeilikste tye. Christus kom juis in ons omstandighede wanneer ons ook twyfel en hy kom staan langs ons. En hy wil soos vir Thomas sê, bring jou vinger, bring jou hand. En dan roep Thomas uit, my Here en my God. Mense kan u net sien vandag dat die opstanding van Christus is fenomenaal. Dis so kragtig en ek het vir u hierdie 3 insidente genoem, net om te wys hoe dat Christus in al ons omstandighede by ons is en verstaan, hoe hy aan daardie toegewyde een, aan Maria Magdalena, aan haar vroeg daai oggend verskyn en vir haar kom bemoedig. Hoe hy saam met hierdie Emmausgangers loop en as hulle hom innooi en hulle neem hulle in hulle harte in, dan word hulle harte brandend en hulle oë word geopen en hulle sien Christus. En dan ook vir ou Thomas, die ongelowige, die kleingelowige, dan kom Jesus sy klein geloof tegemoet. Mense, my Christus, die Christus wat ons dien, is daar vir ons in alle omstandighede. Hy het opgestaan, hy lewe, en omdat hy lewe, is hy met ons, is hy saam met ons. Ons weet ook as hy aangekondig word, selfs met sy geboorte, dan word daar gesê, Immanuel, God met ons. Immanu, onder ons, met ons is Elohim. Daarom is Christus met ons elke dag, elke tree van ons lewe. En ek wil vir u daarmee bemoedig, laat die opgestane Heiland in u lewe toe. Laat hom toe om u lewe te beheer. Laat hom toe om in u huis te kom en elke faset van u lewe en u finansies en u bekommernis en u gesin oor te neem. Laat hom toe om wanneer jy ook daai twyfel in jou hart kry,
om na hom toe te gaan, want hy sal nie vir jou wegstoot nie, hy sal sê, kom na my toe, bring jou vinger, bring jou hand, en dit is die Christus wat ons dien, dis die opgestane heiland, en mag die opgestane heiland ook vir u in hierdie komende week bystaan en dra, mag hy in elke een van die omstandighede wees, en met u daar deurdra, ook in hierdie wêreldomstandighede weet ons dat die opgestane heiland is in beheer, en ons hoef nie te twyfel nie. Dankie daarvoor, Here. Kom ons sê dankie, Here Jesus. Hoe kan ons ooit vir u kom dankie sê? Dankie sê dat u bereid was om aan daai kruis te hang. Here, hulle sê dis nie die spykers wat u daar gehou het nie, maar u liefde vir ons. Here, u kon 'n legioen engele geroep het om u te kom verlos, maar u het nie, u daar gehang ter wille van ons. Dankie dat u nie net gekruisig is nie, Jesus, maar dat u opgestaan het, dat u lewe, dat u aan soveel mense verskyn het, en Jesus, vandag nog wil u naby ons wees, wil u aan ons verskyn, wil u vir ons dra, soos daai vir Maria Magdalena, wil u so saam met ons die pad loop, want baie keer voel dit vir ons of ons op hierdie pad alleen loop, maar dan loop u saam met ons. Here, as ons ook vir u toelaat en innooi in ons lewe, dan kom deel u met ons, dan maak u ons harte brandend, en Here, as ons dan in klein geloof of ongeloof verval, dan kom tel u ons op, Here. Dankie daarvoor, dankie dat u lewe, Jesus, dankie dat u opstanding vir ons soveel beteken. Dankie dat ons vandag net vir u kan kom loof en prys en u naam groot maak. Mag u verheerlik word in alles in ons lewens, in Jesus se lieflike naam. Amen.